Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Vrydag, die 13de Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek kom eers vanoggend agter dat dit is Vrydag die 13de, en ek het al so my leeftyd 'n paar mense ontmoet, wat so bang is, wanneer dit Vrydag die 13de is. Hulle glo so absoluut in hierdie dag as 'n slegte dag, hierdie datum. Ek wil dit vir jou sê, dit beteken niks nie. Dis 'n goeie dag vandag. Moenie daaroor bekommerd wees nie, moenie eers daaraan dink nie. Dit is 'n bygeloof. Maar ek maak vanoggend die Bybel oop in Psalms 1. En ek wil Psalms 1 en 2 met jou deel vanmôre. Want dit begin, Psalms, die boek Psalms begin eintlik met die woord welgeluksalig. Wat beteken welgeluksalig? Dit beteken geseënd, blessed. Dit is waarmee Psalms begin. Jy moet geseënd wees. Geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Kyk hoe oordeel Dawid hierso sommer in die begin van Psalms. Ja, die woord bly staande. Maak nie saak wat mense sê nie. Maak nie saak wat mense voel nie. Ons gedagtes, ons gevoelens kan nie teenoor die Heilige Gees spreek nie. Kan nie teenoor die Bybel spreek nie. Die Bybel is geskryf deur die Heilige Gees. So ons moet baie versigtig wees wat ons sê teen die Bybel. Teen die Bybel. Want dit is die wet van die Here. Dit is die woord van die Here. Maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Luister baie mooi na hierdie woorde van môre. Hierso is 'n seën uitgespreek oor mense wat hierdie dinge toepas. Psalm 1. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Nou in die ou dae het hulle hierdie meel gehad en hulle het die koring daar gekap. En wanneer hulle dit kap, het die kaf afgekom. Daai wat soos die blare is en die goedjies wat soos die pitte so omhulsel is. Dit val een kant. En dit is baie lig en wanneer daar ligte windjie kom, dan waai dit sommer net van die meelsteen af. Nou so is die goddelose mense wat verstrooi word deur die wind soos kaf. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Luister, dit sê nie die sondaars of die wat nie sonde doen nie, dit sê die regverdiges. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Hy sê nie die goddelike en die goddelose nie. Hy sê die regverdige. Die regverdige. Wat is 'n regverdige? Dit is die wat die wil van God wil doen. En al doen hulle sonde af en toe weet hulle dat hulle moet dit bely voor die Here. Hulle moet tot bekering kom. Hulle moet hulle sonde bely, hulle moet sleg voel oor dit. Dit is nou nie te sê jy moet gaan moord pleeg en al hierdie verskriklike dinge doen nie. Nee. Dink regverdiglik hieroor. Moenie verkeerdelik nou probeer oordeel of om te probeer regverdig wat jy verkeerd doen nie. Lees die woord van God. Ek wil ook Psalm 2 met jou deel. Stryd en oorwinning van die Messias. Ons almal ken die storie van Jesus Christus. Hoe hy geleef het op aarde, hoe hy gekruisig was, hoe hy opgestaan het, hoe hy vir 40 dae gestap het tussen die mense en toe opgevaar het na die hemel. Maar luister wat sê Psalm 2. Waarom woel die nasies? Dit is die stryd en die oorwinning
van die Messias? Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Die mense wat so dink, die mense wat dink hulle kan teen die Here beweeg, die mense wat dink hulle hoef nie na die Here te luister nie. Die Here lag vir hulle. Dan sal hy, die Here, hulle aanspreek in sy toorn, want hy sal kwaad word. Hy sal hulle kom besoek. En in sy grimmigheid sal hy julle verskrik. En tog het my koning gesalf oor Sion. Die Here sê, ek tog het my koning, Jesus, gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, met ander woorde, die Vader het aan Jesus gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel, en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Vers 11. Hierdie is 'n opdrag van God af. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Jy sien, die Here gee vir ons 'n opdrag. 'n opdrag. Ons moet die Here vrees. As ons dink aan die storie van Israel waar hulle deur die woestyn gegaan van Egipte af, het hulle gedink hulle kan doen wat hulle wil op tye. En God het hulle hart geslaan. God het nie verander. Die woord sê ons moet God vrees. Ons moet hom dien met bewing, want ons moet besef wie hy is. Net soos wat hy ons lief het, so kan hy ons slaan. As kind het ons nog pakslaag gekry. My geslag. Vandag sit en kry ons nie meer pakslaag nie. En baie mense probeer dit regverdig, maar die woord sê, die tug is goed vir die mens. En ek glo dit. Want ek dink as ek nie pakslaag gekry het op tye nie, sou ek nogal 'n hele ander tipe mens gewees het. Want jy sien, wanneer iemand wegkom met dinge, met verkeerde dinge, dan gaan hy nie ophou met te doen nie. En ons het besef wat is reg en wat is verkeerd. Ons het geregtigheid geleer. Vers 12 sê, kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. En dan eindig hy, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. So, hoofstuk 1 begin met die woord welgeluksalig. En hoofstuk 2, die laaste vers, eindig met welgeluksalig. Dis nie die laaste woord nie, maar dis die laaste sin. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here dat U ons wil seën en nie straf nie, maar U woord waarsku ons duidelik as ons sekere dinge nie doen nie, as ons U nie vrees nie, as ons dink ons gaan wegkom met enige ding, dan maak ons 'n fout. Ons moet U vrees en ons besef dit, Vader. Help ons, dat ons U kan opreg waardeer, opreg kan vrees op die regte manier, omdat ons U respekteer, soos 'n Vader. Ons weet as kinders, wou ons nie stout wees nie, want ons sou pak slaag kry. Daai vrees wat ons vir ons pappas gehad het, moet ons vir U ook hê. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
Groete.